Vader, baie keer ons vergeet ons hoe groot U is. Ek dink baie keer dit beperk ons hier in ons denke. Ons vergeet wat U geskaap het en tot wat U in staat is. Vader, in my gebed is dat ons vandag weer herinner sal word aan die grootheid, aan die almag van U. Vader, ek weet dis iets wat ons dalk nie ten volle kan begryp nie, maar ons kan verseker ten dele daarvan verstaan. En laat hierdie dele vir ons genoeg wees vandag. Laat dit iets in ons kom kweek. Iets van die bewondering, die onsag, sodat ons weet ons nader die Here, die God van almag, die grote God. My gebed is dan dat U ook deur die woord vandag met ons sal kom spreek. Berei die harte voor, en laat dit val op vrugbare grond. In Jesus naam, amen. Baie dankie, julle is welkom, julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Julle kan saam my oopmaak by Hebreërs 12, ek het dit ook vir julle daar, Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 18 tot 29. Ons het vir 'n langryk stilgestaan oor by geloof, en geloof probeer dit definieer, en ook gesien hoe dit werk, en ook gesien hoe dit gewerk het in die tyd van ons Here Jesus. En so na 'n ruk van meditasie en nadenke het ek gedink dat iets wat geloof redelik voortsit, is om 'n goeie vrees te hê van die Here. Julle sal hoor dat ek sal sê in die preek ook dat ek dink 'n goeie vrees vir die Here is vrugbare grond vir jou geloof. Want ons wil hê tog hierdie geloof van ons moet groei en hierdie geloof moet floreer. En ek dink as ons in ons ingesteldheid teenoor die Here werklik 'n onsag kweek, dan gaan dit geloof in ons bevorder. En dit is wat ek vandag vir jou wil probeer verduidelik. Nou vandag ek gaan maar seker oor die volgende paar weke, ek het nou nie vir jou 'n spesifieke tyd nie, maar dalk 2, miskien 3. Ek weet nie of ek by 4 sal uitkom nie, maar dis moontlik. Maar vir die volgende paar weke wil ons bietjie kyk na die vrees van die Here. Wat beteken dit om hierdie vrees te hê? Vrees is eintlik iets wat ons moet hê. Die Nuwe Testament praat daarvan, is om 'n vrees te hê. En vandag se gedeelte sal jy ook sien. Ons is veronderstel om uit hierdie vrees uit die Here te aanbid, die Here te nader. So maar my motief vir vandag is om werklik net 'n deeglike definisie te gee van wat vrees is, sodat ons dit mooi kan verstaan. En dan sal ons bietjie kyk na hoe dit werk in die Christelike lewe, bietjie meer die aard daarvan. So vandag sien dit maar meer van as die inleiding daarvan. So alhoewel my teks Hebreërs 12 is, gaan ek nie deur die hele Hebreërs 12 gaan nie, en ek gaan hom ook nie so in diepte hanteer nie, maar ons gaan by hom stil staan. So kom ons lees Hebreërs 12 vir ons om ons bietjie agtergrond te gee. Hebreërs 12 vers 18 tot 29. Julle het nie aangekom by iets tasbaars, by 'n brandende vuur en by duisternis en donkerte en stormwind nie. Ook nie by die klank van 'n bassein en 'n weerklinkende stem wat die hoorders laat pleit het, dat nie nog 'n woord vir hulle toegevoeg word nie. Want die opdrag, selfs as 'n wilde dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, kon hulle nie hanteer nie. En so angswekkend was die verskynsel, dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. Nee, julle het aangekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele by die feestelike byeenkoms, en 'n gemeente van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemele, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is, en by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed wat gesprinkel is, en wat sterker praat as die van Abel. Sien toe dat julle hom wat praat, nie verontagsaam nie, want as hulle nie ontvlug het, toe hulle hom, wat hulle op aarde gewaarsku het, verontagsaam het nie, soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom, wat ons van die hemel af waarsku. Destyds het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en onsag. Want ons God is inderdaad 'n verterende vuur.
Ek wil net hê jy moet let op daai laaste 2 sinne. Laat ons God dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Daai ontzag word ook vertaal as vrees, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Oor die generasies, ek dink oor die geskiedenis, sien ons hoe mens konstant poog om God kleiner te maak. Nog altyd, hulle het God probeer verminder. En hulle maak God op so 'n manier dat hy gemaklik vir hulle is. Die mens maak God so dat hulle gemaklik voel. Ja, dit was wat die mens gedoen het. Hulle hou nie van God nie, hulle hou nie van die beskrywing van God nie, die idee van toring, die idee van wat ons nou gelees het, 'n verterende vuur, die idee van heiligheid. Die mens voel dit sien dit as 'n bedreiging. En dit pas net nie in by hulle raamwerk nie, dit pas nie in by hulle denke nie. So nou in plaas van om die Bybel te probeer verander, al wat hulle doen is hulle verander hulle idee oor God. En dan kry jy sulke snaakse stellings soos die God van die Ou Testament is anders as die God van die Nuwe Testament. Asof God iewes skielik verander het. Dit is een van die redes hoekom ons sit met kwessies soos homoseksualiteit, losbandigheid, gierigheid, hoekom ons met hierdie kwessies in die kerk sit. Ek praat nie van die wêreld nie, ek praat van binne die kerk. Is want die prentjie van God se heiligheid, van God se toring, van God se oordeel, God se soewereiniteit. Ek sê dit met waaksaamheid, die negatiewe eienskappe. Is asof die mens sê, dit is vir my te negatief, ek wil nie daaraan dink nie, want hulle verstaan dit nie. En dan werp hulle dit uit. En dan kom hulle met kwessies om te sê, maar God is net 'n God van liefde. En ek dink die eerste fout is die oomblik as ons God se heiligheid en God se toring sien as negatief, dan dink ek dit skets al klaar vir ons 'n idee dat ons nie begrip het van wat dit beteken. Ons sien hoe mens God probeer verander, sy karakter. Nie dat hulle dit reg kry nie, hulle verander dit in hulle denke. Hulle skets hulle eie idee. Daar was 'n Franse filosoof, sy naam was Voltaire, miskien was julle bekend met hom, maar Voltaire het so mooi geskryf, het gesê, God created man in his own image. Nee, God het mens geskaap in sy eie beeld. Hy sê, and man has been permanently returning the compliment. God het ons geskaap in sy beeld, en mens probeer, volgens hulle idee, God verander na hulle beeld. Dis wat Voltaire sê. En jy sien dit, reg deur die Ou Testament sien jy dit ook. Dink byvoorbeeld aan Israel, toe hulle uit Egipte uitkom, toe kom hulle by die Sinaï berg, waar die 10 gebooie gegee was, onthou julle op klip, toe was dit vir hulle geskryf, toe het Moses opgegaan vir 40 dae, toe is Moses weg, en toe is die arme bang Israeliete daar aan die voet van die berg, en God het vir hulle gesê, hulle mag nie die berg opgaan nie, en daar's hulle is daaronder vir 40 dae, en hulle dink Moses is weg, want ek bedoel, dis weerlig, en is vuur, en daar's goed op die berg, en hulle is bang, ons het nou net gelees, hulle is bang, en in hulle paniek, verloor hulle sig van God, en hulle sê vir Aaron, maak vir ons 'n God, sodat ons hom kan dien. En Aaron sê, is reg, ja, gee my al julle oorbelle, nee, hy vat al hulle oorbelle, en hy smel dit, en hy maak die goue kalf. En weet jy wat sê hy toe vir Israel? Hy sê vir Israel, hier is julle God, die een wat julle uit Egipte gelei het. Hy assosieer die goue kalf met Jahwe. 'n valse idee van God. Ons sien so ook oor die kerkgeskiedenis, die 17de en 18de eeu, was daar 'n groot beweging waar hulle God gesien het as 'n hierdie tipe antieke horlosiemaker, wat daar bo in die hemel sit. Hy het die wêreld in skepping geskape, met die horlosie aan die gang gesit, en hy staan nou net terug, en hy is passief, asof hy nie meer betrokke is nie. Dit was 'n groot beweging, asof die God wat dit begin het, is nou half dood. En toe, ek weet nie of julle sal onthou nie, maar in die vroeë 2000s was daar ook 'n sterk beweging, wat ek dink nog steeds bietjie van 'n invloed het. Hulle het gedink, God is 'n tipe terapeut. Hy is die arbeider, hy werk vir jou, hy is jou dienskneg. God is so lief vir jou, hy is jou dienskneg. Hy gaan jou, al wat hy vir jou wil hê, is net voorspoed. Ons kry dit vandag nog, dit is net voorspoed en alles wat goed gaan, en genesing en rykdom, en alles wat jy net kan uitdink, is God wat vir jou kan werk.
jou persoonlike eie sielkundige, wat hulle gedink het. God wat vir mens werk. En die samelewing het tevrede geraak met dit. Inteendeel, dit is vir hulle aanneemlik. As jy met iemand gaan praat oor die toring van God, as jy met iemand gaan praat dat dit die toring van God is wat Christus kruis toegestuur het, dan gaan hulle sê, nee, dit maak nie sin nie, want God is 'n God van liefde. Wat is 'n God wat 'n God van liefde is, as sy eie seun na 'n kruis toestuur? En dadelik sit hulle met 'n kontras. Hulle verstaan dit nie. Hulle skep hulle eie idee van God. En ek dink dis waar die woorde van die Bybel so mooi in ons ore lê, my volk gaan ten gronde weens gebrek van kennis. Hulle het nie idee van wie God is nie. Hulle het ook nie idee dat God die verterende vuur is nie. En baie keer as hulle dit hoor, dan verafskeer hulle dit en hulle maak hulle eie prentjie van God. Hulle raak selektief oor sekere Bybelverse. En sê, maar ek hou van hierdie ene. My God is 'n God van liefde. Maar jou God nee, hoe kan jy praat van die goeders? Ons kan nie selektief wees wanneer ons die woord van die Here nader nie, en veral wanneer dit kom by die wese van God nie. Hulle dink God is niks meer as 'n vriendelike God met eindelose geduld. En hy is amper soos 'n groot, ek wil sê 'n oupa, wat daar in die hemel sit met 'n lang wit baard op sy wolkie en hy glimlag net oor almal van ons en sê, ai, ek hoop net dit gaan so goed met jou, vir ewig en vir altyd. Ek worry nie hoe jy lewe nie, solank jy net 'n lekker tyd het. As jy 'n lekker tyd het, Sean, dan is ek gelukkig. Mikasa, Sukasa, né? Nee. Tozer skryf dit mooi. Tozer skryf, hy sê, dit wat jy dink van God is die belangrikste ding van jou. Dit wat jy dink van God is een van die belangrikste dinge van jou. Die rede hoekom hy toe sê, I.W. Tozer, is hy sê, want wat jy dink van God gaan bepaal hoe jy reageer. Dink 'n bietjie daaroor. As jy dink God is hierdie God wat op 'n wolk sit met weerligstrale en hy's reg om jou 1000 volts te gee die oomblik as jy iets verkeerd doen, dan gaan jy nooit uit die huis uit wil gaan nie, nê. Maar as jy dink God is hierdie kosmiese oupa grootjie wat sit op sy wolkie en hy is net gefokus op jou genot en jou plesier, dan gaan jy nie gepla wees oor sonde nie. Dan gaan jy lewe asof God nie regtig omgee oor wat jy verkeerd doen nie. Asof hy jou nie regtig roep tot 'n heilige lewe nie. Jy sien, dit wat jy dink oor God, gaan bepaal hoe jy hierso op aarde reageer. En ek hoor dit, jy weet, nie, in Suid-Afrika, ek het dit nou nog nie hier gehoor nie. Maar in Suid-Afrika, sal iemand na my toe kom en hulle begin gewoonlik so, hulle sê, jy weet, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n kind van die Here. En dan sê ek is jammer, jy weet, dat jy jouself nie wil assosieer met die naam Christen nie, want binne dit staan Christus, en ek stem saam, daar is mense wat die woord Christen sleg maak. Ek sê, maar moenie dink omdat mense die woord Christen sleg maak, dat jy jouself nie meer wil assosieer met 'n Christen nie. Dit is vir my sinonieme. En dan sê hulle, nee, dis nie wat ek bedoel nie, jy weet, ek en die groot ou in die hemel. En dadelik as hy dit vir my sê, dan weet ek wat sy standpunt is. Yeah, the big guy in the sky. Is asof hy die naam van die Here, my chomma, hy's my buddy, ek en hy, jy weet, ons verstaan mekaar. En dan sê ek, al wat ontbreek, is ontzag, vrees, respek. Dis wat ontbreek. En dit is wat die kerke binne gedring het. Ons het so gemaklik geraak in die hantering van God se woord. Ons het so gemaklik geraak in ons aanbidding. Die kerke, die moderne kerk het so gemaklik geraak. So asof God net hierdie verre weg magiese persoon is en dit maak nie regtig saak wat ek van hom dink en of hy maak nie regtig saak wat ek doen nie. En dan kom ons by gedeeltes in die skrif. Soos ons gedeelte vir vandag, Hebreërs 12. Wat ons kom wys, dat God nie 'n oupa is, met 'n lang wit baard, en net daar sit op 'n wolkie, en net alles sê, ag, my kind, ek hoop jy het 'n lekker tyd hier op aarde. Gaan geniet jouself, gaan drink, word dronk, wees losbandig, doen wat jy wil doen. Vir die eerste 11 hoofstukke van Hebreërs, skets die skrywer hierdie
hierdie idee oor geloof. Julle sal onthou, ons het Hebreërs 11 behandel waar dit die geloofsresies was met baie van die patriarge, die voorouers, Abraham en Isak en Jakob en Josef, Moses, hoe hulle geloof uitgebeeld was. En hy skets hierdie prentjie van geloof. Hy skets hierdie prentjie van hoe groot geloof is en hy skets die prentjie van God se genade in dit. En dan kom ons by hoofstuk 12 en dan skets hy 'n prentjie van twee berge, Sinaï en Sion. En nadat hy dit geskets het, sê hy aan die einde van daai gedeelte dat ons God is 'n verterende vuur. Ons God is 'n verterende vuur. Dis die stelling wat hy maak. Hierdie stelling klink dadelik teenstrydig met die ou paadjie op die wit wolk, met die wit baard en die wit jas. Dit klink teenstrydig. En ek dink dit is verseker teenstrydig. En ek dink die feit dat ons kan sê ons God is 'n verterende vuur, 'n vuur wat verteer, is genoeg om vrees in 'n mens se hart te ontwaak. Vrees in die gelowige. En ek dink dit is presies wat moet gebeur. Ek dink daar moet 'n gesonde vrees wees in die gelowige se lewe. 'n Gesonde vrees. 'n Gesonde vrees vir die Here. Want wanneer daar 'n gesonde vrees gekweek word, dan raak dit vrugbare grond vir jou geloof. Dit raak vrugbaar. Gesonde vrees veroorsaak gesonde verhouding. Baie dink vrees is sleg en daar is 'n slegte vorm van vrees, verseker, maar daar is ook 'n gesonde vorm van vrees. En dit is waarop ek wil fokus, hierdie gesonde vorm. Want ons word gekonfronteer eintlik maar met die twee teenoorgestelde gedagtes. Hoe kan dit wees dat ek die Here moet vrees, maar terselfdertyd vir hom lief moet wees? Hoe kan dit wees dat 'n God van liefde ook 'n verterende vuur is? En dit klink asof hierdie twee aan die oorkant van mekaar staan op die spektrum. God is liefde, maar hy's 'n verterende vuur. Ek moet hom lief hê, maar ek moet hom vrees. Dit klink teenstrydig. Want jy kry ook skrifverse in die Bybel wat sê soos 1 Johannes, in die liefde is daar geen vrees nie. En dan kry jy skrifverse soos in Spreuke wat sê die begin van wysheid is vrees vir die Here. Ja, dit klink teenstrydig, maar dit is nie. Want wat ons eintlik het, ons het twee verskillende tipes vrese, as jy sou wou. Twee konsepte van vrees. Die Duitse teoloog Martin Luther help ons redelik goed hierso. Hy sit vrees in twee groepe. Hy sit vrees in 'n tipe van 'n knegtvrees. Hy praat van knegtsvrucht, knegtsvrees. Dit is 'n vrees wat 'n knegt het vir sy meester. Die meester is hier hoog, die knegt is hier onder, en die vrees is so hoog, jy weet, jy is so bang jy doen iets verkeerd, dat hierdie meester of hierdie eienaar jou lewe sal neem, die oomblik as jy iets verkeerd doen. Dit is hierdie vrees wat angs in jou wek. Die Engels praat van servile fear. Dit is 'n vrees wat jou bang maak. Dit is eintlik 'n vrees wat jou sit in die sielkunde praat ons van veg, vlug of vries. Nee, jy veg, vlug of vries. As iewers skielik as daar 'n leeu voor jou inspring, nee, in Nieu-Seeland, as daar 'n kiwi voor jou inspring, nee, dan sê jy in veg, vlug of vries. Nee, jy veg hom of jy vlug van hom af of jy weet nie wat om te doen en jy vries. Dit is daai sentrale senuweestelsel, daai tipe vrees. Uit daai vrees uit kom die fobias en die vrees vir iemand wat jou lewe kan leed aandoen. Al daai tipe vrese word hier ingekategoriseer. Dis die een vrees. Dis die vrees waarvan Johannes praat om te sê, in die liefde is daar geen vrees nie. As jy liefde het ons nie meer hierdie vrees dat God op 'n weerligstraaltjie sit en hy gaan ons net 1000 volts gee die oomblik as ons uit lyn uit is nie. Dis die een vrees. Maar die gesonde vrees, die vrees waarmee ons te doen gaan hê, is die filiale vrees. 'n Filiale vrees, in Afrikaans praat ons van ontzag. Hierdie filiale vrees is vrees wat jou in verwondering sit, nee. Dis is vrees wat jou nie noodwendig aan die veg, vlug of vriesmeganisme insit nie, maar dit veroorsaak 'n groot respekvolle ontzag. Jy staan daar en jy sê, ek sien hierdie mag, ek sien hierdie krag. Jy kan selfs aan die bewe gaan. Verseker, jy kan sien dat daar elemente is van die slegte vrees wat verseker hier manifesteer, maar jy staan so oor hierdie grootheid en oor hierdie krag, dat jy kan bewe en jy half klein voel
en dit wat besig is om te gebeur groot voel, dat jy 'n vorm van daai vrees ervaar. Hierdie respekvolle vrees is 'n vrees wat gemotiveer word uit liefde uit, en uit krag uit, en uit heiligheid uit. Dit is asof die wese van God, die karakter van God, jou so in verwondering laat, jou so in 'n status laat, dat jy sê, maar besef jy ons net vir 'n oomblik wie is hierdie God wie ons aanbid. Dis wat hy doen. En net die vrees is 'n element van verwondering, daar's 'n element van respek, daar's 'n element van waardering, daar's 'n element van liefde. Dit is 'n besonderse vrees, 'n ingesteldheid teenoor die karakter van God. So kom ek gebruik 'n voorbeeld. Toe ek in Suid-Afrika was en nog jonk was en nie baie verstand gehad het nie, het ons so 'n roete gehad wat ons beplan het, en ons was avontuurlustig, nee, ons het gaan bungee jump daar by Bloukrans, en ons het al hierdie adrenalien goeders gaan doen, en ek besef maar net eintlik dit voel of ek maar met my lewe gespeel het. Die Here was my genadig. En toe een van die goeders wat ons besluit het, is om met die groot wit haai te gaan duik, die great whites, nee. En ons gaan toe uit op die boot, en ek en my vriend en daar so is die hok, waar jy inklim. Die hok is, ek dink nie dit was van die stewigste hokke onder die son nie, maar nog steeds, jy vertrou maar net seker hierdie lekrake bootmaatskappy wat 'n paar rand uit jou uit wil maak. En die hok kan 6 mense vat, ons was 13 mense, soos jy die wiskunde verstaan. Die eerste 6 het gegaan, die tweede 6 het gegaan, en ek het almal net laat gaan. Ek dink maar omdat ek dalk bietjie bang was, of ek kan maar seker sê ek was nederig. As ons Here dit kan kies, dan kan ek my dignity so bietjie beskerm. En ek klim toe in die hok alleen, en daar was een kameraman, ek dink hy het 'n dokumentêr of iets gedoen oor die haie. So was ek en die man in die groot hok. En nou wat hulle doen is, hulle gooi gewoonlik klomp lokhaas, daarso, vis wat fyn gemaal is, sodat dit daai reuk, die haie lok, en jongheid vir hulle gelok. En ons het so, toe ek in die hok is, kom jy seker, ek weet nie, tussen 5 en 6 meter groot haai verby my geswem. 'n Groot wit haai. Massief. En ek sien onder die water, en jy sak net af en gehaal jy asem, jy weet, en hy swem verby my, laat dit voel vir my of my asem weggeslaan is onder die water. Ek het hierdie vorm van vrees, maar nie dat ek moet nou veg, vlug of vries nie. Soos ek dink regtig ek sou op die water gehardloop het as die hok nie daar was nie. Maar die hok is tussen my en hierdie haai, en hy swem so in sy stadige mosie, swem hy so verby my. So dat ek kan my hand, daai gate is so groot, ek kan my hand deur hom steek en hom raak, nie dat ek dit gedoen het nie, maar ek staan in verwondering oor hierdie majestiese, groot, kragtige dier, wat hier voor my verby swem. Dat ek aan die bewe gaan. Nie dat ek wil weghardloop nie. Sien jy die verskil? Nou verbeel jou, ek is uit die hok uit, en ek is in die middel van die oseaan. En daar kom meneer 6 meter lank, 'n groot wit haai aan. Dan is dit 'n ander vrees wat ek sal ervaar. Verseker 'n ander vrees. En so dit is die verskil. Die verskil is die ene, jy besef die grootheid, jy besef die almag, jy sien dit, maar jy voel nie asof dit jou bedreig nie. Nie dat jy wil kanse vat nie. Nie dat jy wil kanse vat nie. Ek wou nie weghardloop of wegswem in die hok nie. Ek wou nie. Dit is om te besef dat God se pragt, God se almag, God se wese, God se krag, sy heiligheid is vreeslik groot. Inteendeel, dis wat die Woordeboek sê. Ontsag, vreeslik groot. Dis so groot dat binne in jou gaan jy aan die bewe. Binne in jou. Nou Jesus het hier die vrees gehad. Jesus self. En dis vreemd, want jy dink, wow, Jesus is God, Jesus is die seun van God, hoekom sal Jesus God vrees as hy God is? Wat ek dink 'n logiese vraag is, wel, Jesus het vir ons 'n model kom skets, en Jesus was ook in sy menslike natuur, en in sy menslike natuur het hy ook ervaar wat ek en jy ervaar. Hy het versoekings ervaar, hy het hartseer ervaar, hy het lyding ervaar.
En daarom sien ons ook die vrees vir die Here ervaar. Hoor wat sê Jesaja 11. Jesaja 11 vers 2. Die gees van die Here sal op hom rus. Dis nou Christus, dis 'n profesie oor Christus. Die gees van die Here sal op Jesus rus. Die gees van wysheid en insig sal op hom wees. Die gees van raad en sterkte. Die gees van kennis en ontzag. Ontzag is vrees. Vir die Here. Jesus skets hierdie model vir ons van hoe die verhouding met die Vader moet lyk. Die Seun van God. Die Seun van God skets vir ons die model. Dan as jy gaan na Hebreërs 5, ek weet nie of ek hom op het nie, ek het hom nie op nie. En as jy gaan na Hebreërs 5, miskien kan jy hom neerskryf en gaan lees, maar Hebreërs 5 vers 7, hoor wat sê die skrywer, en hy gebruik presies dieselfde woord wat hy gebruik in Hebreërs 12 vir vrees. Christus het tydens sy aardse lewe gesmeek en gepleit met 'n harde kreet en met trane en hy het dit voor God gebring, wat in staat was om hom uit die dood te red. En hy is verhoor op grond van sy eerbiedige vrees aan God. Wow. Jesus is gehoor op grond van sy vrees wat hy vir die Vader het. Sy ontzag. Hy skets vir ons 'n postuur. 'n Postuur om God ernstig op te neem. Nie 'n postuur wat sê, o ja, dis my pa, ek en hy. Dis soos koeksuster, ons loop so, hand aan hand, jy weet, hy's my the big guy, hy's my buddy. Ek en hy, ons verstaan mekaar. Ja, dis nie wat hy sê nie. Jesus het 'n absolute vrees vir die Vader. 'n Respekvolle vrees, 'n ontzag. Nou hier is die paradoks. Omdat ons weet, ons is deur genade gered, en dat God ons liefhet, dink ons God is meer van ons vriend eerder as wat hy ons God is. Die genade van die Here verwyder nie die vrees wat ons veronderstel is om te hê nie. En ek wil hê jy moet dit verstaan. Net omdat ons uit genade gered is, beteken dit nie dat ons nie vrees moet hê nie. Genade is inteendeel veronderstel om ons te trek en te nooi na die ontzag of na die vrees van die Here. Jy gaan sien wat ek bedoel. Dink byvoorbeeld aan 'n pa en 'n kind verhouding, as ek dit gou kan gebruik. Dink aan daai dinamika, die verhouding tussen 'n pa en 'n seun. Die kind kom nie aan by die pa en sê vir die pa, hey, houd op, gaan maak my bed op. Ja? Hey, waar's my kos? Ek gaan nie nou my speelgoed optel nie, jy kan bietjie my speelgoed optel. Of kom ons maak dit meer relevant vir moderne Christendom. Hoorie, ek soek asseblief die nuwe, ek dink nou aan my kinders, Paw Patrol hondjie, en hy moet blou wees, en hy moet 23 cm lank wees, 10 cm hoog wees, en ek soek hom asseblief volgende week. Ek spreek dit. Nee, ek spreek dit. Ek gebruik altyd die Hilux voorbeeld, maar my 7-jarige gaan nou nie vra vir Hilux nie. Wow. Miskien vir sy pa. Ek spreek dit. Nee, dis wat hulle doen. Here, ek spreek dat jy vir my asseblief dit en dit en dit en dit en dit moet doen en gee. 'n Kind doen dit nie. Of as 'n kind dit doen, dan wil ek vir jou vra, uit wat se hart kom dit? Want dis 'n vorm van disrespek. Nee, die disrespek is die vrug. Maar uit wat se hart kom hierdie disrespek? Uit 'n hart waar daar geen vrees is, geen ontzag vir die Vader nie. As daai kind ontzag en 'n vrees het vir die Vader, sal hy respek hê vir die Vader. Hy sien die pa as net 'n blote dienskneg wat vir hom goed moet gee en vir hom moet voorsien. Die kind hef homself op en hy maak die pa minder. En hy sit die pa onder hom en hy sê, pa, bedien my. Dis wat hy doen. Nou verbeel jou, weer die seun die pa, die seun kom langs die pa in, en hy vat die pa se hand. En ek praat nou uit 'n stuk geskiedenis van my eersgeborene. En hy sê vir my, papa, jy is my beste papa. Ek sê vir hom, ek is jou enigste papa, maar hy sê, jy is my beste papa. Ons verhouding is belangrik. Ek wil jou trots maak. Ek wil jou naam hoog hou.
En dan sê die kind gewoonlik sulke goeters. Pappa, jy is so sterk. Pappa, jy is so vinnig. Pappa, jy is so goed. Pappa, jy is so groot. En pappa, ek wil eendag net soos jy wees. Die kind van die oor van 'n 7-jarige, nee. Dan vra ek vir jou, wat sing hierdie kind? Wat sing hierdie kind? Ek weet hy soek 'n nuwe Paw Patrol mannetjie. Ek weet nie of hy nie is nie. Ek weet hy soek dit. Maar wat sing die kind? Weet jy wat sing hy? Hy sing pappa. Hy sing die pa. Hy sing die pa, hy sing die vader. Hy sing die pa se krag, hy sing die pa se mag, hy sing die pa se grootheid. Hy sing die pa en hy sê, "Wow, omdat hy so groot is, omdat hy so sterk is, omdat hy so vinnig is, omdat hy regtig, hy's my rolmodel, hy's my held, jy weet. Hy is alles, omdat hy al hierdie goed is, wil ek soos hierdie pa wees." Dis wat hy sê. En omdat hy dit sien, het hy uiterste respek vir hom. Hy het respek want hy het ontzag, hy het vrees. Dit gaan nie net oor 'n gevoel van liefde nie. Liefde is verseker 'n fundament, maar daar is 'n dryfkrag. Daar is 'n dryfkrag om te sê, maar joh, hierdie is groot. Hierdie is almagtig. Hierdie is sterk. Die kind word nie gedryf deur vrees nie. Hy is nie bang dat sy pa hom gaan mishandel nie. Nee. Die krag van sy pa kan die kind mishandel, maar die kind is nie bang nie, hy vrees dit nie. Nee, hy is in diepe verwondering. En dit is presies wat vrees vir die Here beteken. Dit is presies wat dit beteken. Dit is gewortel in respek, dit is gewortel in liefde, dit is gewortel in eer, dit is gewortel in God se grootheid, in God se mag, in God se krag, en om te weet dat hierdie God werklik groter is as wat my denke kan begryp. En dit is gewortel daarin. En dit is wat ons nou ook gesing het, nie? As ek in eerbied wonder. As ek in eerbied wonder, dan moet ek juig. Dan moet ek juig. Ek juig oor hierdie grootheid van ons Vader. Hy is soewerein, hy is heilig, en hy het verseker die potensiaal om enige iets en enige iemand te vernietig. Maar hy doen dit nie, want hierdie groote, almagtige God het gekies om homself oor my en oor jou te ontferm. En dit is genade. En as ek besef dat hierdie groote God, wat so sterk is, so groot is, so vinnig is, so almagtig is, so soewerein is, as hy kies om homself oor my te ontferm, dan wil ek na hom toe gaan. En ek wil hom respekteer. En ek wil hom op 'n goeie manier vrees. Sien jy, die bewussyn van genade trek jou nader aan God in vrees. Hebreërs gebruik 2 berge om dit uit te beeld. En ek dink dit is 'n uitstekende voorbeeld. Dit is waarvan ons gelees het. Hy gebruik die berg Sinai en hy gebruik die berg Sion. Julle sal onthou, net nadat Israel uit Egipte bevry is, kom hulle by die berg Sinai. En die berg Sinai was waar die 10 gebooie gegee was, en dit was regtig dit was 'n gevaarlike plek. En God het vir hulle gesê, ek gaan vir julle God wees, julle gaan vir my 'n volk wees, en julle moet 'n heilige volk wees. Julle moet heilig wees, julle moet lyk soos ek, en dis toe God die 10 gebooie gee op die berg, en die 10 gebooie is voorskrifte vir die mense om te wys, hoe lyk dit om anders te lewe? Want die wêreld in daai tyd was verlore. En hulle kom toe, by die berg Sinai, en Moses was die middelaar. Moses was die man wat by die bopunt van die berg was, en hy was weer aan die onderkant. Hy was tussen God en hierdie mense, het hy gedien. Nee, hy het die 10 gebooie gaan haal en het afgebring na die volk toe, en het met die volk gepraat en gesien wat die volk gedoen het, en hy is weer terug na die Here toe. En so, maar toe hulle daar aankom, die berg Sinai word beskryf as 'n berg wat vol vuur is. Dit was donkerder, dit was duisternis, stormwind en weerlig. Dit was al wat daar was. Dit was 'n gevaarlike plek. En dit was nie net 'n lukraak storm nie. Dit was nie net 'n storm wat op grond van weerpatrone nie. Hierdie storm was die teenwoordigheid van God. Dit was die mag van God wat sigbaar geraak het. Dis wat daar gebeur het op Sinai.
En nou kom hulle hier aan, die Israeliete, en hulle raak so bang, dat hulle vir Moses sê asseblief vir God, hy moet ophou praat. Praat jy met ons, Moses? Ek kan dit nie meer vat as God praat nie. Want ons is bang. En selfs Moses, die middelaar, het ons gelees, hy sidder van die teenwoordigheid van God. Hy's bang. Dit is daai vrees wat vir jou sê, ek wil nie nou hier wees nie. Maar, die skrywer sê, dit is Sinai, en hy sê, ons het nie aangekom by Sinai nie. Ons staan nie voor Sinai en met daai vrees nie. Ons het aangekom by Sion. By Sion. En hier's die nuus, dieselfde God by Sinai is by Sion. Sion word geskets as die berg van vrede, die berg van genade, 'n berg van 'n geestelike plek, 'n hemelse Jerusalem. Dit is half asof jy sê, wow, dit is so lekker om by hierdie berg te wees. Daar is nie 'n storm nie, dit is 'n vergadering van engele, almal sing, almal is gelukkig. Dit is wonderlik. So hy skets hierdie twee berge teen mekaar. En dan aan die einde, van nadat hy dit gedoen het, die skrywer van Hebreërs 12, sê hy, ons God is 'n verterende vuur. En dit maak nou nie sin nie. Want as dit dieselfde God is wat by Sinai is, die weerlig en vuur en vrees, is dieselfde God by Sion, en hy sê nog steeds, God is 'n verterende vuur. Waar is die vuur wat veronderstel is om by Sion te wees? Dis waar die spanning lê. Waar is die vuur? Ons het aangekom by Sion. Waar is die vuur? Waar is die verterende vuur? Waar is die weerlig? En dit is gewoonlik waar die mense sê, sien jy, God het verander. Nee. Hy het nie verander nie. Die berg het verander. Die middelaar het verander. Maar God het nie verander nie. Die vuur is daar by Sion. Die heiligheid is nog steeds by Sion. Die enigste verskil is jou posisie het verander. Nee, as ek weer my voorbeeld kan gebruik van die haie. In die hok voel ek is by Sion, veilig. Wow, almag, heiligheid is wonderlik. Buite die hok, vreesagtig. Wat het verander? My posisie. Dis al wat verander in die Christense lewe, is jou posisie. Jou posisie het verander van buite Christus na binne Christus. Binne Christus. Die wese van God is dieselfde. God is dieselfde. En ons moenie probeer om God te verander nie. Ons moenie probeer die vuur van hom af wegvat nie. As jy die mag, dink aan 'n leeu, as jy die mag en die krag en die grootheid van die leeu wegvat, vat jy die einste eienskappe van die leeu weg, wat die leeu uniek maak. As ons die mag en die krag en die grootheid en die soewereiniteit en die verterende vuur van God wegvat, vat ons die einste eienskappe van God weg, wat God maak. Dit is juist, ek wil nie 'n katjie God dien nie. Ons soek die leeu van Juda. Nee, ons soek 'n God wat almagtig is, wat soewerein is, 'n God wat werklik in beheer is, 'n God wat die vermoë het om te verteer dit wat sleg is. Nou soos, maar ek wil nie verteer word nie. Christen, ons word nie verteer nie, want ons is in Christus. En dit is hoekom Christus in die tuin van Getsemane gestaan het en gesê het, Here, vat hierdie beker weg. Wat is in die beker, sê ons altyd? Die toring van God is in die beker. En dis hoekom Christus gesterf het. Dis om die prys te betaal. Weet jy teen wie kort ons beskerming? Ons kort verseker, ja, dis 'n geestelike stryd, daar's demone in die lig en dis die vyand en dis die duiwel. Daai is die aardse stryd. Die duiwel is klaar oorwin, né? Daar is nog so 'n bietjie nabetragting wat moet plaasvind. Maar kan ek gou vir jou sê, teen wie kort ons beskerming? Teen God. Ek kort teen God beskerming. Want God is hierdie verterende vuur en enige iets wat onheilig is, kan nie in sy teenwoordigheid inkom nie. Dis hoekom God vir Moses gesê het, as iemand die berg aanraak, moet hy sterf. Selfs al is dit 'n dier. Dit moet sterf, skiet hom plat, gooi hom dood, hy moet sterf.
As jy buite Christus is jy by Sinai. As jy in Christus is jy by Sion. God verander nie. Jou posisie het verander. Dis al. En omdat my posisie verander my vorm van vrees. Ek het hierdie vreesagtigheid gehad by Sinai, waar ek gebewe het en ek is bang en ek het gesê, God bly net stil, want ek is buite Jesus, nê? Ek is bang vir die oordeel, ek is bang vir die toring, dis asof hy my gaan verteer. Maar omdat my posisie verander het, sê ek beweeg nou na Christus toe. Ek weet nog steeds, dis dieselfde God, hy het nog steeds die vermoë om te verteer, maar ek voel veilig by die leeu. Ek voel veilig. Genade het nie die God op die berg verminder nie. Hy het nie die vuur geblus nie. Genade het 'n middelaar gegee sodat ons posisie verander. Genade trek jou na die vrees van die Here. As jy buite Christus is, dan wil jy veg, vlug of vries. Maar omdat jy in Christus is, sê ek wil hier wees. Ek wil by sy almag wees. Ek wil by sy soewereiniteit wees. Ek wil by sy glorie wees, by sy grootheid wees. Want ek weet, hy kan my nie verteer nie. My posisie het verander. En dit is genade wat lei tot die vrees van die Here. As genade jou nie lei tot die vrees van die Here nie, dan besef ons nie wie God is nie. Ons besef nie. En ons besef nie van wat ons gespaar is nie. Dan verstaan ons nie die evangelie nie. As ons nie besef ons is gespaar, ons is nou veilig by die leeu, ek kan hom vryf, hy's veilig, hy gaan my nie verteer nie. Gaan ons nie vrees hê nie. Genade lei tot vrees van die Here en die vrees van die Here is die vrees van die Here wat die vrug is van genade, sodat ons genade reg kan verstaan. Psalm 130 vers 4, hoe mooi beskryf dit. Maar by U is daar vergifnis, sodat U vrees afdwing. Ontzag. Ek het vergifnis, maar ek moet bang wees. Ja, jy het vergifnis want jy besef, die groote God het jou vergewe en hy trek jou na hom toe met sy almag. Ek weet nie, Exodus, ek gaan hom los vir volgende keer. Ek sal hom los. Om hierdie vrees te erken, help ons om ons geloof te laat groei. Ek glo dit. Ek glo dat wanneer ons verstaan hoe groot God is en wanneer ons verstaan dat sy grootheid my nie kan verteer nie, maar my verwelkom, beteken dit my geloof is in 'n plek waar hy kan groei na God en in God. Want ek vrees nie meer die oordeel nie, maar ek weet my God is nog steeds 'n verterende vuur en ek weet ek is in Christus. En dit skep ruimte vir my geloof om te groei. Ja, ek gaan nie uit die haaihok gaan klim en nou begin rondswem nie, nê. Ek gaan nie nou kanse vat nie. Ek gaan nie nou losbandig wees en roekeloos wees met my lewe nie. Nee, die genade gee my nie 'n kaartjie om te handel soos wat ek wil nie. Die genade besef my ek is nou veilig. Maar God is nog steeds 'n verterende vuur. Dit besef, die genade wys vir my, ek is in Christus, en ek gaan nie met God rondspeel nie, ek gaan nie met sy kerk rondspeel nie, ek gaan nie met sy woord rondspeel nie, en ons gaan daarby kom, want ek glo vrees vir die Here, gaan jou dryf om sy woord reg te hanteer, vrees vir die Here gaan jou dryf om sy kerk reg te hanteer, vrees vir die Here gaan jou dryf om jou denke, en jou dade, en jou doen en late reg te hanteer. So ek kan onsself die vraag vra. Nog nie daar nie. Kom ons vra onsself die volgende vraag. By watter berg wil ons aankom? My tyd is verby. En ek weet, ons sal verseker sê by Sion. En ek wil vir jou sê dat, as jy miskien van julle is, of aanlyn, as jy nie in Christus is nie, is jy by Sinai. Jy is by Sinai. En dit is waar ons moet bekeer. En dit is waar ons onsself moet wend tot Christus. En dit is waar ons moet sê, ek kort 'n middelaar. Maar vriende, as jy in Christus is,
Christen, as jy in Christus is jy by Sion. Jy's by Sion. En laat ek jou herinner, dat omdat jy by Sion is, God is nog steeds 'n verterende vuur. En die genade van die Here het jou nader getrek aan hierdie verterende vuur. Juist sodat jy hom kan aanskou. So kom ek sluit af met hierdie verhaal, bekende verhaal. Julle ken seker die verhaal van The Chronicles of Narnia van C.S. Lewis. Julle het seker dit al gekyk. Ek is nie seker of dit in die film is nie, maar ek weet dit staan in die boek. So in die boek, die Chronicles of Narnia gaan oor 4 kinders wat in 'n kas ingegaan het. En as hulle in 'n kas ingegaan het, toe kom hulle iewes skielik by 'n ander wêreld uit. En hierdie wêreld was 'n magiese wêreld. Magies beteken 'n magical wêreld. En daar was diere wat praat. En oor hierdie wêreld was daar 'n leeu. En koning leeu was koning oor hierdie hele wêreld. Hy was koning. Hy was letterlik, hy kon ook praat. 'n Groot leeu, massief. En hierdie 4 kinders stel mens voor. C.S. Lewis skryf dit van is 'n eintlik 'n groot analogie van Christendom. Die 4 kinders stel die mens voor. Die leeu stel Christus voor, die grootheid van Christus, die leeu van Juda, nê. En die 4 kinders kom toe aan in hierdie magiese wêreld en hulle weet nie wat aangaan nie. En hulle ontmoet toe 2 bewers. 'n bewer is 'n beaver, daai ou, onthou julle Chappies bubblegum, met die 2 Chappies. Dis 'n bewer. Hulle kom toe by die bewers aan, en die Mr. en Mrs. Beaver. En hulle kan praat, die bewers. En die bewers vertel hulle van hierdie groot leeu wat sy naam Aslan is. En hy sê, die leeu Aslan, so groot, en hy gaan ons red, en hy gaan ons bevry, en hy gaan al die goed vir ons doen. En die kinders kyk vir hom toe en sê, maar wie's Aslan? En meneer bewer sê, wat, het jy nog nooit gehoor van Aslan nie? Het jy nog nooit gehoor van die leeu nie? 'n leeu, hy's die koning. 'n leeu, sê die klein dogtertjie. En die klein dogtertjie vra die volgende. Sy sê, is hy veilig? Hierdie Aslan, hierdie leeu, is hy veilig? Want ek sal nog eens op my senuwees wees om 'n leeu te ontmoet. En meneer bewer sê, veilig? Wie het iets gesê oor veilig? Natuurlik is hy nie veilig nie, maar hy's goed. En hy's die koning. Lewis skryf toe later in sy boek, hulle ontmoet toe vir koning leeu, hierdie 4 kinders. En hoor wat skryf hy, toe hulle hom ontmoet. Ek gaan dit nou in Engels lees, jammer alweer. To look at a thing which we know is king is very different matter from looking at a thing which we know is not a king. People who have not been in Narnia sometimes think that a thing cannot be good and terrible at the same time. If the children had ever thought so, they were cured of it now. For when they tried to look at Aslan, a glimpse of the golden mane and the great royal solemn overwhelming eyes, and then they found they couldn't look at him and went all trembling. Jy sien tog terwyl hulle daar staan en bewe van absolute onsag, praat hier die leeu met 'n diep warmte met hulle. En dit is die konsep wat Lewis uitbeeld. Dis hierdie leeu met mag en krag, wat reg is om te verslind, maar tog kies hy om homself te ontferm. Die wêreld het die verterende God verruil vir 'n makveilige God van ons eie gemak. Maar die God van die Bybel is nie veilig nie. Maar hy is goed. En hy is nie net goed nie. Hy is koning. En dis hierdie God wat jou geroep het. En dis hierdie God wat jou red uit genade. En genade beteken nie, nou skielik het God net verander nie. Genade beteken jou posisie het verander. Kom ons bid. Ons Here Vader, dankie vir u grootheid, u almag. Here, help ons om onsself, soos die skrif sê, te bekleem met Christus, sodat ons werklik kan besef, daar is nie perke op u karakter nie, op u wese nie. U blye verterende vuur. Here, dankie dat ons posisie verander het. Help ons om in Christus gewortel te bly. En help ons dat die een wat praat, dat ons hom nie verontagsaam nie. Die middelaar Jesus. Vader, ontwaak tog hierdie vrees in ons harte vir U, sodat dit kan oorspoel na elke area van ons lewe. In Jesus naam, amen.
vriende, mag daar 'n onsag in jou ontwikkel van te besef hoe groot hierdie God van ons is. En mag jy met hierdie respek en hierdie innige hart vir hierdie Here van ons gaan. Mag jy voor hom staan met verwondering, met vrees, met waardering. Mag jy gaan in die liefde van die Vader, in die genade van ons Here Jesus, en met die krag van sy Gees. Amen. Vrede vir julle.